Die Laagveld is nog sopnat. Daar's heelwat boere wat nog besig is om op te ruim na die groot vloede van Desember en Januarie. Hier op die plaas gaan ek self waarskynlik vir die volgende paar maande nog besig wees om op te ruim. Daar's altyd 'n bietjie genade by. Dis asof die natuur besig is om op 'n baie spesiale manier wakker te word, wat ek nog nie voorheen hier in die Laagveld beleef het nie. Miskien so ietsie daarvan gesien na die 2000 vloede. Ons het enorme reaksie ontvang na gister se mediaverklaring oor die strukture wat nodig is om Back and Close te bestuur. Omdat SAI ook familieboere verteenwoordig elders in Afrika, ons is ook die heel grootste voetspoor, byvoorbeeld in Zimbabwe. Ons sit met boere in Lesotho, in Swaziland, in Mosambiek, Zambië, Botswana, Namibië. Was dit vir ons belangrik om ietsie te sê oor hierdie uitbrake in al ons buurlande, en basies was dit waarskynlik noodsaaklik dat iemand sou sê, maar hier's 'n streekbenadering tot Back and Close nodig. Dit help nie, ons slaan Back and Close plat in Suid-Afrika, maar ons het die heeltyd nuwe uitbrake as gevolg van vee in ons buurlande nie, en ons weet almal ons grense lek soos 'n sif. En dit is juis hierdie uitbraak in Lesotho, naby Clarence, wat ons genoop het om te vra, hoe lyk die strukture? Wie gaan die besluite neem? Meer as dit, wie gaan strategieë implementeer wanneer dit kom by 'n streekbenadering? Want die eerste wat in 'n mens se gedagte opkom is, dit is seker SADC se werk. Maar SADC het absoluut geen baanrekord by implementering van streekstrategieë nie. Ek meen, hulle sukkel al vir 14 jaar om net weer hulle tribunale in die gang te kry, nadat die Tanzaniese en die Suid-Afrikaanse grondwetlike howe beslis het dat daardie tribunale nog oop is, hulle moet net regters aangestel kry. En die leiers in ons streek kom nie so ver nie. Nou hoe gaan hulle iets so tegnies soos die beheer of die bestuur van 'n streekstrategie teen Back and Close implementeer? Maar ons het ook 'n bietjie gesels oor die plaaslike strukture wat nodig is, en almal weet dat naas die departement het die minister die wysheid gehad om 'n taakspan van veeartse en wetenskaplikes op te sit, maar ook 'n industrie taakspan, industriële raad wat bestaan uit landbouleiers van verskillende organisasies. En die manne doen groot werk. Een van die belangrikste goed wat hulle in daardie industrieraad gedoen het, was die aansoek vir 'n seksie 10 vergunning oor presies hoe hierdie strukture moet lyk. En toe ons hande op 'n konsep kry, was ons nie daarmee tevrede nie. Ons voel daar word heeltemal te veel mag aan RMIS gegee. Dis asof RMIS skielik die hekwagter is en die monopolie hou op alles wat besluit moet word. En gegee die terugvoer van ons lede af, maar ook ons eie ervaring in die hoofkantoor by SAI van RMIS, het ons veral 4 besware daarteen. Die heel eerste beswaar is natuurlik die gebrek aan deursigtigheid by RMIS, en RMIS se direksie besluit dat hulle nie met boere wil praat nie. Ons het daarteen vasgeloop hier in April verlede jaar, toe Back and Close soos 'n veldbrand begin versprei het, en ons, Dr. Dani Odendaal van die veeartse, vir Dr. Frikkie Marie van RPO en vir Dewald Olivier by RMIS gevra het, kom praat net gou met boere in 'n direkte uitsending wat boere na die tyd ook sou kon kyk, en ons het letterlik 10.000 klikke gehad op hierdie uitsending. Want boere wil weet wat het nou gebeur, en wat is volgende, en wat word van my verwag, wat is my risiko, en dies meer. En op die laaste oomblik het RMIS geskakel en gesê die direksie het besluit, daar gaan nie nou met die boere gesels word nie. En vir ons is dit 'n pyl deur die hart. Wat wil julle wegsteek nie?
Hoekom is dit belangrik dat daar vertroulikhede is? Wat moet geheim gehou word in hierdie proses? Want niemand word so seer geraak as juis ons nie. En daarna was die grootste beswaar van ons lede af dat RMIS te veel lyk soos 'n uitbreiding van voerkrale en dat die sentrale belang wat gedien word by RMIS, die is van die voerkrale en nie van die primêre produsente nie. Ook die manier hoe die oorspronklike enstowwe uitgerol is, die feit dat voerkrale kon enstowwe hou en dan by boere gaan ent, natuurlik teen 'n koste, en dan maak hulle ook sommer daardie vee vas vir hulle eie voerkraal en dit kom teen 'n afslagprys. En dit het boere dwars in die krop gesteek. Ons het 'n probleem daarmee. Ons voel daar moet 'n regverdige verspreiding wees van die risiko en die wins in die waardeketting. Die boere kan mos nou nie alleen in die waardeketting die rekening vir back and close optel nie. Maar daar was ander probleme ook. Ons het ook probleme gekry met die politieke verbondenheid by RMIS. Sien, RMIS beweeg baie naby aan die departement en baie naby aan die minister. En ons het nog nooit gesien dat hulle bereid is om die moeilike vrae te vra wat gevra moet word oor back and close nie. En dit pla, want dit skep die indruk dat die industrie doodtevrede is met hoe back and close bestuur word. Dit het ons veral gepla toe dit 'n groot duik maak in die geloofwaardigheid en in die verteenwoordigendheid van die strukture wat opgestel word. Sien, daar is sommer baie reguit vir ons gesê, omdat julle die hele tyd vir die minister moeilike vrae vra, omdat julle wil weet wat word van die enstof wat Pirbright toegestuur moes word, of die virusse wat Pirbright toegestuur moet word, omdat julle die hele tyd vra oor die prys en die winsneming op die enstowwe, omdat julle die hele tyd vra waar is die nuwe regulasies nou, en omdat julle daai druk opsit oor die sentralisering van mag in die hantering van die enstowwe, selfs dreig om hof toe te gaan, en ons moet nou vir die hof gaan vra vir klarigheid oor hierdie kwessie van 'n staatsmonopolie in die hantering van enstowwe, wil ons julle nie betrek by die strukture nie. Nou, daardeur neem RMIS 'n baie besliste politieke posisie in. En ons wil gehad het hulle moet liewer meer neutraal bly. Ek dink baie boere het eintlik gehoop RMIS sou soort van aan ons kant wees, nie? En toe ons nou sê gister dat RMIS is waarskynlik nie die beste geposisioneer om so 'n struktuur te vorm waar binne die privaat sektor sy bydra tot die bekamping van back and close gaan uitleef nie, is ons nie net oorval van oproepe van lede en ander boere wat sê ons stem volmondig met julle saam nie. Ons het ook oproepe gekry van binne daardie industriële komitee wat ook nie met ons verskil nie, maar wat 'n baie geldige argument het. Hulle sê daar's nou niks anders nie. As dit nie RMIS is nie, dan is dit die staat. So moenie RMIS ondermyn nie, want dan moet die mag teruggaan na die staat toe. Hulle almal erken dat daar 'n groot gebrekkigheid is aan RMIS. Maar hulle sê, kom ons gesels hierdie goed deur met RMIS en ons kyk wat in RMIS moet verander om dit vir boere 'n meer aanvaarbare middelman tussen die industrie en die staat te maak. Nou kyk, ons het ook nie uit die bloute uit gesê dat RMIS het probleme nie. Ek het persoonlik met die leierskap in RMIS gesels en ek het vir hulle gesê, dis ons 4 probleme met julle. En die verdediging was ook maar as dit nie ons is nie, met wie wil julle saamwerk? Soos nie, ons moet julle meer verteenwoordigend maak en ons moet julle meer deursigtig maak. Dit is vir ons eintlik ontsettend belangrik dat julle polities neutraal bly
En dit is belangrik dat julle die belang van die primêre produsent, daai eienaar van beeste op 'n plaas, se waardes en se belange dien. Ons wil dit graag sien, dit moet deurkom. So daar is nou 'n onderneming gegee en ek wil hier in die verband die naam noem van Kobus Bester. Hy is 'n voorslag wanneer dit kom by die artikulering en die beskerming van die belange van boere. En hulle verteenwoordig hulle self, maar hy's 'n ou hand en 'n baie gerespekteerde boer, veral in die stoetvee omgewing. En hy het mooi gevra, kom ons sit volgende week en ons kyk of ons hierdie ding kan deurpraat. Ons is altyd reg om 'n ding deur te praat, ons wil nie onnodig dwars en moeilik net wees nie. Maar wanneer dit kom by waar die boer staan rondom hierdie goed, is daar min te onderhandel. Ons gaan nie alleen die rekening vir Back and Claw optel nie. Dit kan nie gebeur nie. En dit lyk daarom of ons 'n hele paar vennote, bondgenote, kamerade het binne in die industriekomitee. Ook in terme van die ander organisasies. Ons in die TLI is heeltemal binne hoorafstand hieroor van mekaar. Benny doen reuse werk daar. Ons bedryfsorganisasies beklei soos trojane daar. Melkprodusentorganisasie en die MPO. En ons het 'n mooi oop kanaal om te kommunikeer na hulle toe. En dit is hoe ons weet wat daar binne aangaan. En dis ook hoe ons insette tot dusver gee na die komitee toe, is deur hierdie vennote van ons. Maar intussen geld die argumente. Ons het iets beter nodig as wat nou op die tafel is, selfs al is dit al wat op die tafel is.